Goeiemôre almal, Vrydagoggend, vandag is dit die 20ste Februarie, jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons so 'n bietjie gesels rondom ware belydenis. Moenie dink net omdat jy nie 'n reeksmoordenaar is of nog nooit in jou lewe 'n bank beroof het, dat jy nie sonde het wat jy moet bely nie. Dink so 'n bietjie aan jou wandel met die Here. Net omdat jy Sondag kerk toe gaan en Woensdaagaande miskien die biduur bywoon, of miskien is jy by 'n selgroep betrokke, dat daar nie eens iets is wat jy moet bely nie. As jy twyfel dat God wat hy beloof het sal doen nie, dan is dit sonde. Om te twyfel in God is sonde. Het jy al ooit iets van iemand anders te gesê wat nie so goed geklink het nie? Skinder is ook sonde. Het iemand jou diep seer gemaak, miskien jou eggenoot, hy het iets gesê, of sy het iets gesê, maar dit het sulke diep wonde gelaat, en jy het hierdie resentment, ek het nou nie die Afrikaanse woord daarvoor nie, het jy in jou hart, hoe gaan jy van daardie resentment ontslae raak? Gebed, gebed, gebed. Lê dit by die voete van Jesus, en vra dat hy daardie persoon se hart sal verander, daardie woorde wat so sny, elke keer as jy miskien woorde het, dat hy dit sal verander. Net die Here kan. Was jy al liefdeloos teenoor iemand anderste? So kan ek aangaan. Sonde is moeilik om te vermy 100% van die tyd, die hele tyd. Dis hoekom belydenis so belangrik is elke dag. Wanneer ons nie ons sondes bely nie, en nie ons foute erken nie, dan bring ons skeiding tussen ons en God, en ons gebede word ook nie beantwoord nie. Gaan kyk nou maar na koning Dawid daar in Psalm 32, wat sê hy daar? Sy gebeente het uitgedroog in hom, omdat hy sy sonde verberg het. Maar kom ons gaan kyk gou na Jesaja 59 vers 2. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes en vir julle sondes het julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So as daar sonde in ons lewe is, dan verberg die Here sy aangesig. Die woord van God is baie duidelik, en daar is niks verborge nie, wat nie geopenbaar sal word nie. As ons nou gaan kyk hier na Lukas 12 vers 2 en 3, en daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en alles wat julle in die oor gepraat het in die binnekamer, sal op die dakke verkondig word. En dan Hebreërs 4 vers 13 sê, en hierdie is baie scary, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. So is daar iets wat ons vir God kan wegsteek? Nee, my boetie en sussie, daar is niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. So, kom ons kom vanoggend, net soos wat koning Dawid hier in Psalm 51, onthou toe hy met Betseba omgang gehad het, en sy swanger geword het, en hy skuldig gevoel het, en hy Uria vermoor het hy geweet, dat hy gesondig het. Wat het hy gedoen? Hy het gegaan en belydenis gaan doen. Kom ons, met Psalm 51, doen ons ook belydenis met hierdie gebed. Wees my genadig, o God, na u goedertierendheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en ek het gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgenheid maak u aan my wysheid bekend. Onsondig my met hiesop dat ek rein kan wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig nie vir my nie en delg uit al my ongeregtigheid. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem ook die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u gerigtigheid uitjubel. Here, open my lippe,
dat my mond u lof kan verkondig, want u het geen lus in slagoffers nie, anders sou ek dit gegee het. In brandoffers het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, sal u, o God, nie verag nie. Halleluja, amen en amen.